Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde, om 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag, soos 'n Sabbat sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig waar dit hom behaag, en dat ons aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte. Van die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Amen. Van die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en die aarde, om 'n gelofte aan hom te doen, 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, dat ons die dag en die datum elke jaar as 'n dankdag, soos 'n Sabbat sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, waar dit hom behaag, en dat ons met ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte. van die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Van die eer van Feesgenote, ons herdenk vandag die gelofte. En die gebeure rondom Bloedrivier is in baie opsigte 'n grondstryd. Ons vernoem selfs die gebeure van die dag na die grond, ons vernoem dit na die rivier, ons vernoem dit na die bloedige rivier. En om hierdie grondstryd in perspektief te sien, moet ons bietjie teruggaan en 'n stapie teruggee na die Afrikaner se ontstaan, en om te verstaan waar hy vandaan kom, moet ons sy grondstryd verstaan. Die voortrekkers was op soek na grond, hulle was op soek na vryheid, maar hulle was dan nou self ook nog 'n nageslag van 'n vorige geslag wat ook op soek was na grond, op 'n groot trek was van trekkers uit Europa. Die Hugenote wat na die Kaap toe gekom het, so was die voortrekkers uit Europa genoem. Die Hugenote wat na die Kaap toe gekom het, hulle was vervolg in Europa vir hulle gereformeerde geloof, dieselfde gereformeerde geloof wat ons nou in die erediens van gehoor het. En hulle het lank gesoek, hulle het lank na plek gesoek, hulle het na grond gesoek, waar hulle vry van hierdie vervolging, hulle Christelike geloof kan uitleef. En hier in die suidpunt van Suid-Afrika het hulle grond gekry, hulle het plase gekry, en hulle het hulle self gevestigde plekke soos Franschhoek en Stellenbosch. En baie van hulle was goed opgeleide ambagsmanne en boere, en hulle het landboukennis saamgebring en die grond verbou. Pragtige wingerde en ander plase was die gevolg. Maar mettertyd het die situasie daar in die Kaap bietjie meer kompleks geword. Grond het minder geraak, die kolonie het uitgebrei, en die pioniers moes al verder van die Kaap af woon om 'n leefplek te kry. En toe word die Hollandse regering vervang met 'n Britse regering. U sien, geagte feesgenote, die boere aan die grens
In die jare wat die groot trek vooraf gegaan het, van 1834 tot 1840, hulle het toe swaar gekry. En die vryheidsstrewe na grond word toe later selfs 'n stryd teen die bureaukrasie van die Britse regering, dit word toe self 'n stryd vir oorlewing daar aan die oosgrens. Een so voorbeeld is die Kaapse regering het groot dele van die grensgebied as staatsgebied beskou. Dit was dan slegs verhuur aan die boere en die boere kon nie self die grond besit nie. Was nooit oorgedra aan die boere nie. En daar waar daar wel grond besit was, daar waar daar wel grond verkoop was die kooptransaksies en die kontrakte in die stede gehandhaaf, ver van die boere af. Hulle moes reise aanpak en hulle gesinne alleen los daarso op die plase. En dan het hierdie transaksies gesloer. En om sake nog moeiliker te maak, het groot dele van hierdie buitewyke onder droogte gelei. En nie net dit nie, maar die belasting wat op die grond gevra was bepaal volgens vorige jare se oeste toe dit goed gegaan het. Nou sit die boere hierso aan die grens, hulle het nie oeste nie, maar hulle moet belasting betaal op oeste wat hulle nie kon produseer nie. En dan laastens die plundertogte. Die Khoisas en die Hottentotte onderneem plundertogte, die een grensoorlog volg na die ander, verlies aan vee, die plase word afgebrand, en die koloniale Britse bestel kan nie hierdie boere beskerm nie. Die regering het ook probeer om hierdie boere te keer om verder uit te brei, grond uit te brei, want hulle het gedink, dalk sal dit die Khoisas paai as hierdie boere nie verder trek nie. En omdat die regering nie die vermoë gehad het om hierdie boere te beskerm nie, het dit tot 'n grondtekort gelei. En hierdie pionierboere het toe begin om na die binneland toe te trek, op soek na grond waar hulle vry kon wees, grond wat weer hulle eie sou wees. En hierdie trek was nie oornag afgehandel nie, maar was oor 'n tydperk so wat 5 jaar, het dit al hoe sterker geword. Nie enkelinge nie, trekgemeenskappe, groepe, 100 hier, 500 daar. Nou, moet ons self afvra, waarheen trek hierdie pionierboere, hierdie voortrekkers? En hulle trek noord die binneland in, en wat het afgespeel in die binneland voor hulle daar gekom het? In die jare voor die groot trek, nog voor die groot trek begin het daar stamoorloë tussen die Zulus en die Sothos onderling met mekaar geduur. En hierdie vlaktes was besaai met bene van hierdie stamoorloë. Hierdie stamoorloë staan bekend as die Mefikane of die Difikane. En dit was 'n besonderse gewelddadige tydperk van oorlog, hoofsaaklik die tydperk van 1810 tot 1840. En een van die belangrikste rolspelers in hierdie stamoorloë was die Zulu koning Shaka. Daar word geraam dat daar in hierdie tydperk van stamoorloë tussen 1 en 2 miljoen mense doodgemaak is in die binneland van Suid-Afrika. Dit is 'n ongekende vlak van massamoord wat hierso in die binneland plaasgevind het. Tussen die Afrika stamme vir grond. En die voortrekker waans wat die binneland ingereis het, na die afloop van die Mefikane, het daar aan een gereis wat hulle net leë stukke grond gekry het, waar niemand was nie. Almal het gevlug voor Shaka, die Zulus en ook die Matabeles. Louis Trichardt, wat baie ver noord getreig het, vertel van leë stede wat hy op afgekom het, wat hy deur die stad stap, waar daar nie een enkele persoon in die stad is nie. Geen mense in sig nie. 'n Sendeling in die Trans-Oranje omgewing van Thaba Nchu vertel hoe die ossewaal wiele van die voortrekkers oor die bene van mense gekraak het, wit gebleikte bene, en die voortrekker waans trek hierso deur in 'n leë land in,
bo oor hierdie bene en ook die bene kraak onder die Ossewa wielens. En dit was die voorafgaande 30 jaar. Een van die voortrekkerleiers was 'n man met die naam van Piet Retief. En sy eie oupa Grootjie was een van die hugenote wat van Europa afgekom het na Suid-Afrika toe op 'n grondstrewe na vryheid. Hy was wat ons in vandag se terme sou noem, Piet Retief nou, 'n entrepreneur. Hy het al baie transaksies beklink. Hy het grondaankope hanteer, hy het transaksies vir die regering gedoen, kontrakte vir die regering gehad. Dit was 'n man wat bekend was met besigheid doen, dit was 'n man wat bekend was met onderhandelinge, dit was 'n man wat bekend was met kontrakte. En hy word toe 'n leier van een van die pioniergroepe. En in hierdie hoedanigheid en met die voorbereiding van die trek na die binneland, skryf Retief 'n manifest. En nou moet jy hoor, want dit is wat Dominee Brits ook nou gesê het oor die intensie van die voortrekkers. Hy skryf in sy manifest, en dit is as leier, verkose leier van die gemeenskap wat hy verteenwoordig, skryf hy: ons is vasbeslote, waar ons ook al sal mag gaan, om die regverdige beginsel van vryheid te handhaaf. Maar terwyl ons sal sorg dat niemand in 'n toestand van slawerny gehou word nie, is dit ons vaste voorneme om sodanige bepalinge in stand te hou wat die misdaad sal onderdruk en gesonde verhoudinge tussen baas en knegt sal verseker. En ons verklaar pregtig dat ons hierdie land verlaat met 'n begeerte om 'n rustige en 'n stil lewe te lei. Ons is van voorneme om gedurende ons reis en by ons aankoms in die land waar ons permanent sal woon, die inboorlingsstamme in te lig oor ons voorneme en ons begeerte om in vrede en in vriendskaplike verhoudinge met hulle te lewe. Dit is die intensie van die voortrekkers wat die land inbeweeg. Hulle self mense wat baie vervolg was vir hulle vryheid, self mense wat 'n grondstynd goed ken, en hulle trek hierdie land in met 'n intensie tot vrede en met intensie van onderhandeling vir grond. Nou, Piet Retief was self oortuig, en daar's verskil tussen die voortrekkerleiers, maar Piet Retief was oortuig dat hulle self in Natal moet vestig. En die Retief trek het dus hulle pad gebaan na die ooste, en hulle reis toe ook om met Dingaan te gaan onderhandel. Dingaan was die opvolger van koning Shaka van die Zulus. Die einste Shaka wat die Mfecane begin het. En in die gees van hierdie voorneme van Retief en sy manifest, naamlik dat daar eerlik met die inboorlinge opgetree sal word en daar vredevolle onderhandelinge sal plaasvind, stuur Retief op 19 Oktober 1837 'n brief vooruit van Dingaan. En hy sê van Dingaan, dit is wat ons intensies is, ons wil graag met julle in vrede saamleef. 6 November word Retief deur Dingaan ontvang, en koning Dingaan rig 'n beskuldiging aan Retief, en hy sê, julle voortrekkers het my en die Zulus se beeste gesteel. Hy het self geweet dit is nie waar nie, maar hy gooi toe die beskuldiging daarso uit. Retief lig hom toe in, dit was nie die voortrekkers nie, maar dit was 'n Klokwa-stam wat dit gesteel het. En Dingaan maak toe die volgende aanbod: as julle my beeste terugbring, gee ek vir julle eie grond. En Dingaan en Retief bereik 'n ooreenkoms vir grond vir die voortrekkers, en dis uiteindelik grond vir die Afrikaners. Daar word beskryf toe die boodskappers van hierdie vooruitbewegende groep van Retief, toe hulle terugkom by die Retief trek op 11 November, het die voortrekkers die volgende dag vir die eerste keer as 'n groot groep by die Drakensberge afgetrek in Natal in, eers na die onderhandelinge plaasgevind het. En toe hulle hierso op die hange van die Drakensberge staan,
toe sien hulle vir die eerste keer hierdie land wat voor hulle lê. En as jy al see toe gery het, sal jy weet hoe dit is om daar van die Drakensberg af in te ry in Natal toe. En hulle sien hierdie pragtige land voor hulle, hulle sien, hulle vryheid is hier, hulle sien, hulle het grond gekry. En sonder dat dit gereël word, begin hierdie trekkers Psalm 146 spontaan te sing, prys die Here met blye galme. Voortrekkers was baie dankbaar. En die voortrekkers het toe inderdaad die beeste gaan terugkry, wat gesteel was by Dingaan. En hulle het toe 'n wetlike eis op hierdie grond. 'n Afvaardiging van die voortrekkers gaan Saterdag 3 Februarie na Dingaan se kraal, met die beeste wat hulle terugbring, en Piet Retief se ervaring met die koop en verkoop van grond, sy ervaring met onderhandelinge met die staat in die kolonie, laat hom toe nie in die steek nie, en hy sê, daai ooreenkoms tussen die voortrekkers en die Zulus moet op skrif geplaas word. En hy laat hierdie ooreenkoms opteken, hy versoek sy sekretaris Bankies om hierdie ooreenkoms op te teken en neer te pen. Saterdag 4 Februarie word hierdie ooreenkoms gesluit. Retief wou die Maandag die 5de Februarie vertrek, maar Dingaan het slinkse planne gehad. En hy oorreed toe Retief, bly nog so bietjie, en ek gaan vir jou my soldate wys hoe hulle dans. Dingaan verraai egter die voortrekkers. En daai aand was daar ongeveer 1000 Zulus ingesmokkel in die Zulu stad in. En dit was die oggend wat daarop volg, was 'n kille oggend in die geskiedenis van ons volk. Die voortrekkers was niks vermoedend. Hulle was so niks vermoedend en hulle intensies so eerbaar, dat hulle eie vuurwapens buite die stad gelos het op versoek van Dingaan. Dingaan het gesê, as julle wapens in die stad inbring, dan wys dit dat julle nie die regte intensie het nie. So bewys dat julle die regte intensie het en los julle wapens buite die stad. Naïef kan nie sê, maar definitief goed bedoeld. En Dingaan gee die opdrag, en die blink Zulu soldate begin te dans. Hulle was heel moontlik bewapen met knopkieries van spiese sou die boere te onrustig gestem het. En die Zulu soldate dans al nader aan die voortrekkers. Geagte feesgenote, jy ken die geskiedenis, Dingaan spring op en hy skree, maak dood die towenaars! Die Zulu krygers storm af op die voortrekkers. 'n Zulu man wat deelgeneem het daaraan, wat later deur Pretorius gevang word by Bloedrivier, die Zulu soldaat vertel, hy getuig en is opgeteken, hy vertel hoe die trekkers hulle self probeer verdedig het met knipmesse. Alhoewel daar ongeveer 20 Zulus toe doodgemaak is, kon die trekkers bewapen met hulle knipmesse net verskeie Zulus wond, paar doodmaak, maar hulle word oorweldig en vasgebind. Die ongeveer 60 of 70 trekkers, saam met hulle werkers, word toe gesleep na Kamatwane, wat daar so 'n koppie buite Dingaan se stad was, 'n rotskoppie. En op hierdie rotskoppie word hulle toe doodgeslaan. Retief self, en ons kan dit van afbeeldinge van die gebeure sien, Retief self word regop vasgehou, sodat hy sy manne sien, doodgeslaan word en vermoor word voor hom. En hy self sien, hoe sy 12-jarige seun, ook met die naam Pieter, voor sy oë vermoor word. Geagte feesgenote, ek wil hier net vir 'n oomblik onderbreek en myself vir 'n oomblik onderbreek en vra dat die jong seuns van so tussen 9 en 14 gou opstaan, as julle gou kan opstaan. Dis is so 9 en 14, staan jong seuns tussen 9 en 14. Geagte feesgenote, kyk hierdie jong manne in die oë, paas kyk julle seuns in die oë.
Dit is die jong manne wat saam gereis het, saam met hulle paas, om te gaan onderhandel met Dingaan. Dit was jong manne wat al moes mans wees vanweë hulle tyd. Paas, kyk vir julle seuns, seuns kyk vir julle paas. Dit is hoe Piet Retief vir sy seun gekyk het, terwyl hy vermoor was daai dag. Dankie, julle kan maar sit. Onthou dit, hulle lyke is gestrooi daar tussen die klippe. William Hood, 'n jong seun van 'n Britse handelaar, hy was ook ooggetuie van hierdie moord. Hy was vlot in Zulu, hy kon alles verstaan wat gebeur het. En hy vertel dat Dingaan toe die opdrag gegee het, dat Retief se hart en sy lewer uitgesny moes word, en dit moes begrawe word in die pad na die stad van Dingaan toe. Want daai hart en daai lewer het sy bygeloof hom gesê, sal hom bewaar, as die voortrekkers sou probeer kom na die stad toe om wraak te neem oor die gebeure. Lyke gegooi tussen die grond. Retief se hart begrawe in die grond. 'n land, grond, wat hulle gehoop het vir hulle vryheid sou gee. Geagte feesgenote, jy ken die geskiedenis, wat toe die wrede geskiedenis wat hierop gevolg het. Daar sou toe nou nog baie lyke op die grond lê. Dingaan volg hierdie verraad op, en onmiddellik val hy die res van die trekkergemeenskappe aan, met die allerverskriklikste aanvalle, moord by Bloukrans, Moordspruit, dit was net enkele dae daarna, 17 Februarie, en die angs en die verwoesting wat daarso gepleeg was, is opgeteken. Seentjies en dogtertjies word aan hulle voete geswaai, en hulle koppies word teen die wawiele stikkend gekap. Moeders, kyk na die baba in jou hand. Grootouers, kyk na die dogter wat langs jou sit. Kinders, dogters, vermoor op die grond wat vryheid moes gee. En so volg dit, die een aanval na die ander. 10 April is die hele geskiedenis van Piet Uys, sy komando wat in 'n lokval was van die Zulus. Geen vrede, geen grond, geen hoop. Maar tog voorsien die Here in November 1838 vir die voortrekkers se leier, en Andries Pretorius sluit by die strafkommando aan. En hy doen 2 dinge. Hy laat met die hulp van Sarel Sillier sy manskappe die gelofte aflê, en elke aand word daardie gelofte herhaal, van toe af tot en met die slag van Bloedrivier, meer as 'n maand lank. En hy beplan hierdie veldtog met groot deeglikheid. Die aand van 15 Desember, dit sou nou gisteraand wees, lê Sarel Sillier die gelofte af, met die Bybel in die hand, selfde Bybel wat in die Wakes gebring is van die Kaap af, en die Almagtige Vader voorsien, hy beskik en hy beskerm, hy tot wie die voortrekkers hulle gelofte gemaak het. Op die westelike oewer van die Nkomi rivier ontvang Andries Pretorius Saterdag 'n berig dat die Zulu leer op pad is. Ongeveer 16.000 Zulus of meer. Slegs 464 voortrekkers. Ten minste 35 Zulus vir elke voortrekkerman. 64 ossewaans word in 'n ring getrek. Die wiele word met penne vasgekap dat die waans nie omgestoot kan word nie. Die MP-hordes gooi hulle gewigte teen hierdie waans, so die wiele word vasgekap, die wiele word met mekaar aan kettinge vasgebind en doringtakke word tussen die wiele ingedruk dat daarso nie niemand kan deurkruip nie. Skottels met lopers en kruit is reggesit op die waakiste. Die gewere wat daai tyd gebruik was voorlaaiers, is 1 skoot per geweer. Daar stel 2 tot 3 voorlaaiers per elke weerbare man. En op 'n helder sonskyndag, die volgende oggend, Sondag 16 Desember, vlaag na vlaag bestorm die Zulu krygers die Ossewalaar. Die waans met die voortrekkers wat skouer aan skouer staan,
vorm 'n ondeurdringbare muur. Na 'n kort slag laat Andries Pretorius die voortrekkerkrygers die uitgeputte Zulu mag te perd bestorm vanuit die Waalaar, en met die derde stormloop word die Zulu mag op die vlug gedryf. Deur die genade van God, met voete wat geplant was in die grond, behaal die gelofte volk 'n oorwinning. Slegs 3 voortrekkers is gewond. Meer as 3000 Zulu-krygers het gesterf. En tot vandag toe onthou ons hoe hierdie krygers se bloed geloop het. Die Zulu-krygers wat Retief en sy manne vermoor het, die Zulu-krygers wat die babetjies se koppe teen die wawiele stukkend geslaan word, was by Bloukrans en Moordspruit, wat die voortrekkerkinders vermoor het. Daai Zulu-krygers het vir daai rivier 'n nuwe naam gegee. Dit word die Bloedrivier. En so getuig die rivier, so getuig ons grond van die geloof en van wonderwerke. En toe, etlike dae na die slagting van Bloedrivier, op 21 Desember is die oorskot van Retief en sy manne gevind op die grond. Tussen die beenderre van Retief was daar 'n ooreenkoms gevind in 'n leer bladsak. Die traktaat tussen Dingaan en Retief op skrif gevind, ongeskonde. Die kontrak lees soos volg: Neem almal hiermee kennis dat aangesien Piet Retief, gouverneur van die Hollandse emigrante, my vee terugbesorg het wat Sikonyela gesteel het, welke vee reeds vermelde Retief nou aan my oorhandig, sertifiseer en verklaar ek, Dingaan, koning van die Zulus, dat ek dit goed geag het om aan die reeds vermelde Retief en sy landsgenote as vergoeding vir bovermelde diens die gebied bekend as Port Natal tesame met die omliggende grond af te staan, te wete van Dugela tot aan die Onsumbumbu rivier weswaarts en van die see af noordwaarts, so ver as wat die land bruikbaar mag wees, en in my besit, en wat ek hiermee afstaan aan hulle, as hulle ewigdurende eiendom. Geteken deur die Zulu getuies, geteken deur koning Dingaan self. Retief en sy manne, hulle liggame wat gestrooi was daar tussen die klippe op die koppie, hulle word toe te ruste geplaas en begrawe in die grond, aan die voet van hierdie moordkoppie. En etlike jare later, 17 Februarie 1852, het die Britse regering 'n soortgelyke ooreenkoms aangegaan met Andries Pretorius vir die grond van Transvaal. Hierdie staan bekend as die Sandrivier Konvensie. Die Britse regering het erken en gewaarborg dat die grond noord van die Vaalrivier, die Transvaal, dat dit Afrikaner grond is. Opgeteken dat dit die grondgebied van die boere is, en so word die totstandkoming van die Transvaalse Republiek bekragtig. En nog 'n paar jaar daarna, 23 Februarie 1884, sluit die Britse regering ook 'n ooreenkoms, die Oranje Rivier Verdrag, en by hierdie konvensie erken en waarborg die Britse regering dat die grond tussen die Oranje Rivier en die Vaalrivier as onafhanklike vrye grondgebied van die Republiek van die Oranje Vrystaat is. Geteken, ooreenkomste in plek, hierdie is die Afrikaners se grond. En dan wanneer hierdie Sandrivier ooreenkoms deurkom, dan sien jy hoe borrel dit weer eens die vreugde op by die voortrekkers, by die boere, net soos dit destyds opgeborrel het, daarso by die kraanse van die Drakensberg. Dit borrel op, en ons het dit nou gesing, ken jy die volk vol helde moed, en tog so lank verkneg, hy het geoffer goed en bloed,
vir vryheid en vir reg. Kom burgers, laat die vlae wapper, ons lyding is verby. Roem in die sage van ons dapperes. 'n vrye volk is ons, 'n vrye volk, 'n vrye volk, 'n vrye volk is ons. U ken egter die geskiedenis, geagte feesgenote, u ken die geskiedenis hoe die Britse regering ook weer die boere net so Stingaan verraai het en nie gehou het by hulle ooreenkoms nie. Maar een ding kan ek en u vandag verseker weet hierso. Jou voorgeslagte is nie gronddiewe nie. Malema noem jou dalk 'n gronddief. Dingaan het ook die voortrekkers gronddiewe genoem en gesê dit is hoekom hy hulle mag aanval. Jy is nie 'n gronddief nie. Jy het 'n historiese anker in hierdie grond. Jy het 'n grondeis op hierdie grond. God het in die verlede grond vir ons voortrekkers gegee. Hy het in die verlede grond vir die Afrikaner gegee. Dit was kontraktueel bekragtig gewees deur die moondhede van die dag, die Zulus, die Britse regering. Maar tog gee God steeds grond. Hy gee vir ons plase, hy gee vir ons plotte, hy gee vir ons huise, hy gee vir ons selfs 'n dorpie met die naam van Orania. Geagte feesgangers, is dit my doel om u op te sweep teen die Dingaans van ons dag, allermins. Ek wil vandag eerder vir u vra, wat doen ons met die grond wat ons het? Het ons nog 'n vryheidsstrewe? 'n strewe om ons plek te beskerm en te bekom, waar ons as volk in ons eie taal kan boer, bou, besigheid doen. Waar ons as volk in ons eie taal ons God kan aanbid. Het ons nog so strewe? Vroeër hierdie jaar is die emigrasiestatistiek weer bekend gemaak. Byna 1 miljoen Suid-Afrikaners woon tans in die buiteland. En dit blyk dat die tempo waar volgens Suid-Afrikaners en Afrikaners die land verlaat nog nie afneem nie. Nou moet ons vra, is ons nou weer te maak hierso met 'n groot trek? Op die oog af is daar ooreenkomste. Afrikaners voel onveilig. Hulle het nie 'n goedgesinde regering nie. Hulle voel, hulle seuns voel, hulle dogters voel, daar is nie meer hoop waar hulle nou woon nie. Geagte feesgangers, allermins hier my doel om enige iemand se persoonlike besluite te veroordeel of te beoordeel. Maar daar's 'n belangrike verskil tussen die emigrasie wat ons nou het en die groot trek. Met die groot trek sien ons trekker gemeenskappe. Met immigrasie sien ons moeder alleen agterbly in die ouer huis. Met die groot trek sien ons die jonge Piet Retief. Hy sterf met die knopkierie teen sy kop voor sy pa, met hulle oë in mekaar vas gegrendel vir altyd langs sy pa. Nou, met die emigrasie hoor ons van die seun van die ryk aardappelboer. Hy gaan boer na my aardappels in Kanada, want hy en sy pa sien nou nie meer lekker eye to eye nie. Met die groot trek sien ons 'n volk op sy knieë, met die Bybel in die wakes, met 'n gelofte om 'n kerk te bou. Met immigrasie hoor ons dat dit moeilik is om 'n kerk te kry in die buiteland. En ons hoor hoe belangrik dit is om die regte pronouns te gebruik. Geagte feesgenote, daar's by my geen verwyte teenoor diegene wat 'n nuwe lewe gaan soek nie.
Maar ons moet raak sien dat die motiverings wat ons nou hoor, nie dieselfde is as die van die voortrekkers nie. Daar is nog 'n groter hartseer as die wat land elders gaan soek. Nog 'n groter hartseer as die 1 miljoen Suid-Afrikaners wat in die buiteland woon, wat op hulle 100, duisende hier uittrek. En die hartseer is die miljoene Afrikaners wat nog hier bly, wat besig is om inwaarts te immigreer. Hulle is vervreemd van hulle volk. Hulle onttrek hulle aan die politieke, die sosiale, geloofslewe. Hulle onttrek hulle van hulle gemeenskappe. Hulle trek na binne, agter hoë veiligheidsmure trek hulle in. En hulle fokus op hulle eie individuele belange. Nee, geagte feesgenote, dit is nie die trek wat ons moet aanpak nie. Laat ons maar eerder loop in die spore van die voortrekkers. Ons voete sit in hierdie spore van die voortrekkers wat diep en duidelik getrap was. Getrap was in die grond van hierdie land, jou grond. Laat ons in die gees van die Retief Manifest in vrede leef met die volke om ons. Met 'n agneming dat hulle, net soos ons, 'n reg het op vryheid, geregtigheid en grond. Maar leef ook met die sekerheid dat ons 'n reg het tot grond. Dat ons 'n reg het tot ruimte. Leef vry op jou grond. Leef met hoop op jou grond. Bewerk en bewaar jou grond. En soos die voortrekkers beloof het tydens die gelofte, wat ons nou weer gehoor het, herdenk hierdie dankdag. Dit vra 'n visie en 'n identiteit vir jou volk, dit vra 'n visie en identiteit vir hierdie grond. Bou die kerkhuis hier, op hierdie grond, waar ons Hemelse Vader ons geplaas het. Vertel aan die kinders, en om dit aan die kinders te vertel, moet ons weer kinders kry. Maar vertel aan die kinders, deur die genade van ons almagtige God, is hierdie ook jou grond. Ek dank U. Feel